kop hou. Ek gaan vir eers die kommentare aanhou, ons kyk hoe gaan dit. Ek kan nie eintlik reageer op die kommentare nie, veral nie as ek lering gee nie, maar ons kyk hoe gaan dit. Die groot storie, daar het nou hierdie konflik tussen Iran en die Joodse staat uitgebreek. Ek praat nie van die staat Israel nie, want hulle is nie Israel nie, hulle is die Joodse staat. Hulle het met die Bybelse, Oud-testamentiese Israel niks uit te waai nie. Hulle is die Joodse staat waar die Jode bly. So, en daarom praat ek van die Joodse staat. En daar's baie mense wat baie ongelukkig sal wees daaroor, maar hierdie politieke staat wat in 1948 ontstaan het met die hulp van die Rothschilds en die Britse regering, het met die Bybelse Israel net mooi niks te doen nie. Reg. So, nou, met hierdie dinge is baie mense opgewonde. Hulle sê, ja, kyk, die oorlog tussen die Jode en die Iran het nou aan die gang gekom. Dit is die groot Gog en Magog oorlog. Hierdie ding is aan die gang, die groot Gog en Magog oorlog. Ons sal nou die optrek sien teen die Joodse staat en al hierdie dinge. En wat beteken die derde tempel gaan baie binnekort gebou word. En hierdie is 'n baie belangrike datum vir baie Christene wat nog in die kerk sit en glo dis 'n belangrike datum. So die Gog en Magog oorlog is dan nou hierdie krisis tussen Iran en die Joodse staat is nou die begin van die einde van min of meer die laaste 7 jaar van Openbaring en dit verkoop hulle aan die mense as evangelie. Ek dink ek gaan net hier afsit. Ek wil net, dit bepla my comment settings. Gee my net gou kans, dat ek hom net afsit. Ek sal hom nou weer aansit. Right, nou kan ek gesels. Anders moet ek nog lees en gesels. Ek kan nie 2 dinge meer gelyk doen nie. Reg, so daar's 'n evangelie wat gepreek word. 'n sogenaamde eindtyd evangelie. 'n eskatologiese eindtyd gebeurelyn. Nou, die Jode het hulle sin, die Islamiete het hulle sin, en die klomp Christene, 'n sekere aantal dele van die Christene, het hierdie eskatologiese lyn. Naamlik, daar gaan hierdie oorlog wees tussen die Jode in Iran, en daar gaan hierdie sogenaamde Gog en Magog oorlog gaan iewers na vore kom, en dan gaan daar 'n wonderbaarlike vrede kom in die Midde-Ooste, vir 3,5 jaar, waar daar nou 'n man na vore gaan tree, hy sal nou blykbaar die vrede bewerkstellig, maar hy is eintlik die anti-Kris, en dan gaan hy, daai tyd sal hulle 'n derde tempel bou, en dan in daardie tyd, vir 3,5 jaar het hulle nou die tempel en allerlei dinge, en na 3,5 jaar dan gaan hierdie anti-Kris vir hulle nou sê, hulle mag nou nie meer offer nie, en hy gaan nou allerlei eise stel aan die Jode, en dan gaan die Jode kragtadig tot bekering kom, en dan gaan hulle teen hom in opstand kom, en dan gaan hierdie anti-Kris gaan dan teen die Joodse staat oorlog maak, maar God gaan nou hulle dan nou uitred. Dit is 'n lering wat in baie kerke gepreek word. En ek het nou al 'n bietjie gaan luister hier en daar en oral, en ek het gaan kyk na die verse wat hulle gebruik, en ons gaan bietjie nou na die verse kyk, en laat moet ons begin verstaan, dit wat hulle preek, is nie dit wat in die skrif staan nie. So, hulle preek iets, wat nie gaan gebeur nie, menende, hierdie laaste 7 jaar tydperk, daar is nie 'n 7 jaar Openbaring nie, hulle gaan van 'n standpunt af uit, daar sal 'n derde tempel kom, ek weet nie of daar ooit 'n derde tempel gebou gaan word nie. My persoonlike opinie is die kans is baie skraal daarvoor. En ek gaan verduidelik ook hoekom ek so sê. Dat daar vrede in die Midde-Ooste gaan kom, is my persoonlike opinie is dis nie moontlik nie. Want die VSA-regering en die Joodse staat en die Britse regering en almal wat daar by die Jode betrokke is, kan nie een vredesverdrag nakom nie. Hulle pleeg bedrog met al die vredesverdrae. So, maak nie saak wat se verdrag jy met hom sluit nie, of wie dit dan nou sluit nie, daar is geen vrede in die Midde-Ooste nie, daar is 'n spesifieke rede daarvoor. Maar goed, kom ons kyk na die verse, kom ons probeer hierdie ding van 'n kant af uit mekaar uithaal. So, die vers
versie wat hulle baie lief is voor, is hulle gaan haal hom daar in Paulus. En is hierdie 2 Tessalonisense 2 vers 4. Ek gaan hom vir julle lees. Die teestander wat hom verhef, bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Nou hierdie versie gebruik hulle om te sê, ja, daar gaan 'n derde tempel kom, en die antichrist gaan nou daar in die derde tempel sit, en hy gaan dan voorgee asof hy God is. Dis die versie wat hulle gebruik. Maar, nou is die vraag, is daardie tempel dan nou daarbo, wat Jesus Christus gesê het, gaan totaal verwoes word. Hy het gesê, jy sal nie een klip op 'n ander klip bly nie. Is dit nou God se tempel? Want dis die vraag wat 'n mens vra. Is dit God se tempel? Nou my antwoord is nee. Dis definitief nie God se tempel nie. God sê hy woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie. So, maar is dit regtig wat Paulus vir ons probeer verduidelik? Nou hierso staan by 1 Korintiërs 6 vers 19, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het en dat julle nie aan julle self behoort nie. So hier sê hy, weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is nie. Dan gaan hy by 1 Korintiërs 3 vers 17, as iemand die tempel van God skend, sal God hom skend, want die tempel van God is heilig en dit is julle. Dit staan in 1 Korintiërs 3 vers 17. So kan ons dan nou sê, luister, wanneer Paulus praat van die tempel, ja, ek het vergeet om die dinge se af te sit. Ons moet nie reward stuur of gifts nie. Dit maak 'n verskriklike geraas. Kom ons praat verder. Die vraag is, wat het Paulus probeer sê, toe hy nou gepraat het van 'n tempel? Hy sê hierso, hy sê die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word, of die voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Nou sê hy vir jou later, hy sê, julle is die tempel. Menende die gelowiges. Kan ons sê die liggaam van Christus. Hy is mos lief om daai woorde te gebruik. So, kan ons sê hierdie aantal gelowiges in Christus, is hulle die tempel? Verwys hy na hulle of verwys hy na 'n fisiese tempel? En as jy kyk na die stukke, die ander verse, dan het Paulus nooit gepraat van hierdie fisiese tempel nie. Of dat daar nou 'n nuwe tempel gebou sal word nie. Hy praat van 'n gelowige aantal mense, en hy sê dat daar 'n persoon sal kom, wat dan nou sal sit in die in die gelowiges, in die gemeente van die gelowiges, en maak asof hy God is. Nou, ek weet hy praat, ek wil net gou kyk, hy praat van die seun van die verderf. Kom ons kyk net gou na hierdie vers. Ek dink hy's deel van hierdie ander versie, ek het hom dalk net nie by mekaar gesit nie. Kom, ek wil hom nou net vir ons haal. Hierso, hy sê hierso, hy is baie lief om te praat van die seun van die verderf. Is hierdie ene, hy sê, laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom, en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teenstander wat hom verhef bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Praat hy hier van 'n fisiese tempel? Nee, hy praat van 'n aantal gelowiges. Mense wat min of meer dieselfde glo, hulle glo in Christus, hulle glo in die verlossingsplan van Christus, en hy praat dat daar in daardie liggaam van Christus, gaan daar op 'n stadium 'n persoon kom, wat die regte en die voorregte, dit wat God homself toeëien, gaan hy homself toeëien. Nou, as jy verstaan van preterisme en futurisme, dan gaan jy verstaan wat het hier gebeur. Nou, die pausdom word baie duidelik vir ons beskryf in Daniël. En daar, dis die 4de koninkryk, en die pausdom het 1260 jaar regeer. En 'n kenmerk van die pausdom, as ons lees in Daniël 7, is dat die pausdom
het hy het tye en wet verander, hy het die heiliges mishandel, hy het baie van hulle vermoor, hy het homself verhef, hy het godslasterlik opgetree. So is alles wat jy kan lees in Daniël 7. En Daniël 7 beskryf dan die 4de koninkryk. Hy sê ook, dis die 4de koninkryk, en hy beskryf hom in detail, en hy sê min of meer hoe lank hy duur, en so aan. En hierdie antichrist, hierdie pausdom, is eintlik 'n antichrist, want hy kom in die plek van Christus. En die paus en sy priesters kan sondes vergewe. En die paus maak daarop aanspraak dat alles wat hy sê is ex cathedra, menende is uit die troonkamer uit. Kyk, die paus het ook 'n baie groot, duur, egte goue troon waarop hy sit met daai viskoppie op sy kop, daai ding wat hy op sy kop het, dit het 'n spesiale naam, ek het alweer vergeet. Maar ons noem dit sommer die viskop van Dagon, want dit het alles te doen met die afgod Dagon. En as die paus uitsprake maak, dan is dit ex cathedra. Dit wil sê, hulle noem dit infallible, menende, dit is onfeilbaar. Die uitsprake wat die paus maak, kan nie verander word nie. Dit is asof God die uitsprake gemaak het. Nou, as jy daai verstaan, dan verstaan jy, dit beskryf pragtig wat hier in Thessalonisense aangaan. Verstaan julle? Wie gaan sit in die liggaam van Christus, tussen gelowiges, en homself verhef, en sê, I'm the vicar of Christ? Die paus. Nou ja, as gevolg van hierdie profesie, in Daniël, dit het baie sterk na vore gekom, die protestante het dit baie mooi begin verstaan in die 14de en in die 15de eeu, want hulle het geleef onder die pausdom. Het die Jesuïte gekom, en in daai tyd 'n nuwe sogenaamde profesie geskryf, en die profesie is hierdie een van, daar sal 'n 3de tempel wees, in die Joodse staat, daar in Jerusalem gaan daar 'n 3de tempel gebou word, en daar gaan 'n jong man nou iewers skielik na vore kom, en hy gaan nou daar sit, en hy gaan homself as God verklaar, en hy gaan dan die Jode wil regeer, en dan gaan hulle nou tot bekering kom. So met die gevolg is, ons noem dit 'n futuristiese siening. So met die gevolg is, baie mense glo die antichrist moet kom, en hulle is blind, want hulle verstaan nie, die antichrist is reeds hier nie. Antichrist is hier vir baie eeue al, en hy het nog nooit weggegaan nie. Wie is in die plek van Christus? Wie het homself in die plek van Christus verklaar? Want dit is wat antichrist beteken. Die paus. Hy sê hy mag wet verander, hy het die Saterdag Sabbat verander na die Sondag toe. Nou ja, en almal in die wêreld glo in die Sondag rustig. En die Katolieke Kerk sê dit is hulle autoriteit wat hierdie Sondag rustig ingestel het. Goed. Hulle het tye en wet verander. Hulle het onder andere 'n deel van die 10 gebooie het hulle 'n versie uitgehaal. Daai een wat sê mag geen gesneede beelde maak en jou voor hulle neerbuig nie. Daai versie het hulle gaan uithaal. En hulle die versies weer gaan organise, dat dan nog steeds lyk asof daar 10 is, maar een is weg. En jy kan gaan navorsing doen hieroor wat ek nou vir jou sê. En as jy na daardie profesie kyk van Daniël 7, dan het ons nie te doen met 'n 3de tempel nie. En hierdie verse het niks te doen met 'n 3de tempel nie. Gaan daar miskien een gebou word, om sogenaamd die profesie deur te gaan? Daar's 'n kans. Ek twyfel of dit gaan gebeur. Goed, nou, daar is nog verse. Reg, ek wil nou vir julle wys. Die ander ene, nou, ek het nou nogal gaan kyk, hierdie woord wat hy gebruik hier vir tempel, is G3485. Is 'n Griekse woord, naos. En hulle het hom oral vertaal met die woord tempel, en een keer met die woord shrine, in die Nuwe Testament. Hy kom 46 keer voor, in die Nuwe Testament. Reg. So, en hierdie tempel, hierdie woordjie tempel, verwys dan na 'n fisiese tempel, maar dit kan ook 'n simboliese tempel wees. Dit wil sê, dis of 'n letterlike ding, tempel, of dit kan 'n figuurlike tempel wees. En ons kry dit hier in Johannes 2 vers 19.
Jesus antwoord en sê vir hulle, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek dit oprig. En die Jode sê 46 jaar lank is aan hierdie tempel gebou en u sal dit in 3 dae oprig. En dan staan daar by vers 21, maar hy het oor die tempel van sy liggaam gespreek. So, wat doen Jesus? Hy vat hierdie woord tempel, wat verwys na 'n fisiese, en hy gooi hom om en hy maak hom 'n figuurlike. 'n Simbool. So, die woord kan albei kante toe gebruik word. Goed, nou gaan ons aan, want nou wil ons die volgende versie kyk. Wat is die volgende versie? Hulle is lief vir hierdie een van Daniël 9. Hulle gaan haal hom ook, want om te verduidelik, daar gaan nog 'n 7 jaar tydperk wees, daar iewers in Openbaring, en dit het alles te doen met hierdie Gog en Magog oorlog, en vrede wat gesluit word, en dan iewers in die helfte van hierdie 7 jaar, na 42 maande, dan gaan daar 'n anti-kris opstaan, in die 3de tempel, en sekere eise stel aan die klomp Jode, die Joodse volk, en hulle gaan dan kragdadig tot bekering kom en besef hulle te doen met die anti-kris. Nou my persoonlike opinie is, dis 'n long shot, it's not going to happen. Maar kom ons kyk na die vers. Daniël 9 is die 70 week profesie. En mens kan baie oor hom praat, en ek is nou nie hier om hom vandag uit te lê nie. Kom ons kyk maar net na die bewyse wat hierdie mense dan nou gee. As ons kyk na hierso vers 27, en dit is waar hulle nou praat van die laaste 7 jaar. Hulle glo daar's 'n laaste 7 jaar. En hy sal 1 week lank met baie 'n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou, en op die vleuel van gruwels sal daar 'n verwoester wees, en wel tot aan die einde, en wat vasbesluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word. Is 'n moeilike vers. So kom ons doen hom stuk vir stuk. En hy sal 1 week lank met baie sterk verbond sluit. So kom ons sê, hierdie 1 week dui op 7 jaar. Kom ons sê, reg, ons kan saamstem. 1 week dui op 7 jaar. Nou die woord daar is eintlik 7-tal. Nie week nie. So in die Hebreëus staan daar 7-tal. Hy sê 70 7-talle is oor jou volk en jou stad bepaal. 70 7-talle. Nou sê ek altyd, 'n 7-tal is enige veelvoud van 7. Maar goed, kom ons werk dan nou net met 7. Kom ons sê hierdie het te doen met 'n 7 jaar tydperk. Argumentsonthaalwe. En hy sal 1 week lank met baie 'n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou. Nou hulle sê hierdie hy wys na die anti-kris. Maar dit staan nêrens hier nie. Dis 'n afleiding wat hulle gemaak word. En as 'n mens kyk, wie is die ou wat gewoonlik dan nou verbonde sluit? Wie is die persoon wat verbonde sluit? Dit is Jahwe self. Jahwe sluit verbonde. Dis 'n kenmerk van hom, is hy sluit verbonde. Ons kan sê, wel, hy het 3,5 jaar gepredik. Daar's baie sulke afleidings wat gemaak word. So ons kan sê, Jesus Christus het 3,5 jaar gepredik, en na 3,5 jaar is hy gekruisig, en met sy kruisiging het die slagoffer en spysoffer priesterorde, daai wat hulle so gebring het, dit het opgehou, want hy het dit vervang met sy offer. Dan maak die versie sin. Dan klink dit nie of ons het te doen het met 'n anti-kris nie. Dit klink vir my, ons het dan te doen dalk hier met Jesus Christus self. Soos ek sê, hierdie 70 week profesie is nie 'n maklike profesie nie. En jy kan baie dinge in hom inlees. Nou, hy praat van 'n 7 dae, 'n 7 jaar tydperk. Hy sê, in die helfte, vir 7 jaar sal daar 'n sterk verbond gesluit word. In die helfte van daai 7 jaar sal slagoffer en spysoffer laat opgehou word. Hy sê, en hy sal dit laat ophou. Nou hierdie hy verwys heel moontlik na Jesus Christus, want hy het die offerhandes gestop. Nou is die vraag, as die anti-kris dan nou kom ons sê hy sit daar in die 3de tempel, en hy kom nou, en hy stop nou die slagoffers en die spysoffers, daai priesterorde en offerhandes wat die Jode dan nou doen in hulle 3de tempel, dan is hy mos nou besig om vir Christus te werk. Hy werk dan nou saam met Jesus. Hoe kan hy dan nou die probleem wees? Verstaan julle? En hoekom sal die Jode dan nou kragdadig tot bekering kom,
Jesus Christus aanneem in hierdie tye, omdat hulle slagoffer en spysoffer, hulle valse priesterorde met hulle valse aantal offers, want dit is valse offers. Jesus is klaar ons offer. Hy het dit klaar vir ons gebring. Hoekom sal dit 'n verskil maak in die Jode se manier van dink? Ek dink die Jode sal hom verskeur as hy vir hulle so iets sê. Argumente onthaalwe. Hulle sal hom definitief nie toelaat dat hy nog verder regeer nie. Reg, en dan gaan hy verder, dan sê hy, so, as ons redeneer, ons het hier te doen met 'n 7 jaar tydperk, Jesus Christus is gekruisig in die helfte van daai 7 jaar, hy het slagoffer en spysoffer laat ophou, dan is daar nog 'n 42 maande tydperk oor. Korrek. En ons kry wel 'n 42 maande tydperk in Openbaring 13. Jy kan dit gaan lees daar, dit staan daar. So, waar die antichrist gaan regeer, en hy het 'n baie spesifieke uitleg vir hom in Openbaring 13, dit het te doen met die 4de kop, die kop wat die dodelike wond ontvang het, en wat herstel het, ons sal miskien daarna gaan kyk op 'n stadium, en dit het niks te doen met 'n mens nie, dit het te doen met 'n koninkryk, dit het te doen met die pausdom, dit het niks te doen met iemand wat deur die kop geskiet word, en nou kom hy wonderbaarlik, word hy gesond nie. Want dit is die stories wat die predikante en die pastore en al hierdie sogenaamde herders vir hulle gemeentes vertel. Verstaan julle? Maar dis nie wat hier so staan nie. Dan gaan hy verder. So ons weet dat ons kort 'n 42 maande tydperk. Ons kan bietjie gesels oor die 42 maande tydperk. Ons sien daar's 'n 42 maande tydperk in Openbaring. Ons sien nie dat daar 'n 7 jaar tydperk is in Openbaring nie. So 'n mens moet dit mooi verstaan. Maar nou sê hy iets baie interessants hier. Hy sê in die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou, en op die vleuel van gruwels sal daar 'n verwoester wees, en wel tot aan die einde, en wat vasbesluit is, sal oor wat woes is uitgestort word. Van wat praat hy hier? Van wat? Nou 'n vleuel kan dalk 'n leer wees, 'n weermag, 'n army, maar eintlik kom die woord van vlerk af. Nou ek het my eie teorie hierso. 'n gruwel is 'n abomination. En dis ook 'n baie moeilike woord, want eintlik, as jy nou gaan kyk na die betekenis, is dit 'n idol, is 'n afgod, of 'n god. Iemand het homself 'n god verklaar. So, dit kan tot 'n gevalle engel wees, 'n alien god. Is 'n woord wat ons wel in die skrif kry. 'n alien god, 'n strange god. So ja, nou as ons gaan kyk na hierdie Daniël 9, en hierdie Daniël 9 is 'n as mens nou kyk daarna, ek kan nou net gou daar by Daniël 9 uitkom, dan kom jy agter, dis nie 'n goeie profesie nie. Hierdie Daniël 9 is 'n baie onheilspellende profesie vir die eindtye, en spesifiek vir daai stad daarbo, daai Jerusalem stad daarbo, daai een daar naby Tel Aviv, wat in die Joodse staat is, vir daai stad is daar 'n baie onheilspellende profesie. En wanneer ons hier lees, dan sê hy by Daniël 9, hy praat nou van 70 7-talle, is bepaal. Hy sê, ek gaan dit vir julle lees, 70 7-talle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal. Dan sê hy, nou moet jy weet en verstaan, van die uitgang van die woord af, om Jerusalem te herstel en op te bou tot op 'n gesalfde, 'n fors 7 7-talle. 62 7-talle lang sal dit herstel en opgebou word by pleine en slote, maar in tye van benoudheid. Hy praat van die fisiese stad Jerusalem. Reg, hy praat van, toe daar gesê is, luister, julle kan na huis toe gaan om die Jerusalem te gaan herbou. Hy praat van hierdie klomp Judeërs wat op daai stadium in Babylon was, en ek dink Cyrus wat toe vir hulle gesê het, luister, julle kan gaan, julle kan julle tempel gaan herbou, julle kan julle stad gaan herbou, julle kan huis toe gaan. En dit maak baie sin hierso. Hulle het die woord het uitgegaan, en hulle het Jerusalem te gaan herstel, en dan sê hy 62 7-talle, kom ons sê 62 maal met 7, miskien,
sal dit herstel en opgebou word met pleine en slote, maar in tye van benoudheid. So hy praat van verwoestings, oorloë, opbou, afbreek, tye van benoudheid. En dan gaan hy verder, dan sê hy, en na 62 7-talle sal 'n gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir hom, en die volk van 'n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met 'n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings. Nou, kom ons sit die volk een kant, en ons kyk net na die stad, want ons wil nou vandag kyk van 'n derde tempel in Jerusalem en die toekoms van Jerusalem, daai fisiese stad daarbo, want ons wil weet wat gaan met hulle gebeur. Want ons sien mos nou, ons sal ek bietjie breedvoerig praat oor wat tans besig is om af te speel daar in die Joodse staat. En dis nie mooi nie. Hy sê, die volk van 'n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, die stad verwoes, daai heiligdom het nie te doen met die tempel nie. Die heiligdom is die volk. En jy lees dit daar in Psalms, jy moet onderstaan, hy praat nie van die tempel nie. Want as jy die stad verwoes, dan gaan jy in elk geval die tempel ook verwoes. So dis nie waarvan hy praat nie. Ons weet 70 na Christus was daar 'n groot verwoesting van Jerusalem. Die Romeine het groot gegaan en hy is verwoes. En vir 2000 jaar min of meer is hy bietjie opgebou en daar was maar weer verwoestings, want daar was weer oorloë, op 'n stadium met die moslems Jerusalem oorgeneem. Daar was kruistogte na Jerusalem toe, deur die Rooms-Katolieke Kerk, deur die Crusaders, en die Knights of Malta, en man, jy kan nou gaan kyk wat die geskiedenis. So oor die laaste 2000 jaar is dit 'n aanhoudende oorlog oor hierdie Jerusalem, hierdie fisiese stad daarbo. Dan sê hy, maar sy einde sal met 'n oorstroming wees. Nou, hoe is dit dan nou moontlik? Het hierdie oorstroming al van Jerusalem plaasgevind? Wat se oorstroming praat hy? Nou, jy kry twee soorte oorstromings. Een is deur water en een is deur nasies. Maar hierdie ene is deur water. En dit te doen met iets wat in Openbaring staan. Maar hy sê, maar sy einde, so hierdie fisiese Jerusalem stad kom tot 'n einde. En dit sal wees met 'n oorstroming. En tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings. Nou klink dit vir jou plek waar jy wil bly? Nee. Dit klink vir my na 'n plek waar daar baie oorloë geveg is oor baie eeue heen vir daardie spesifieke area. En die laaste groot oorlog wat ons gehad het vir Jerusalem was in 1967, toe die Jode in 'n 6-daagse oorlog die tweede deel, ek dink die oostelike deel, Oos-Jerusalem ingepalem het, die Al-Aqsa moskee ingepalem het, daai wat hulle noem the Temple Mount, wat hulle sê the Temple Mount is, maar waar hierdie grootste moskee, ek dink hy is die 3de grootste moskee in die wêreld, is gebou daar, en hy staan baie vas daar, want die moslems het ons nou al oorgeneem daar, baie jare gelede. Gee net gaan kans dat ons net hierdie in skuif, dat ek net opsit. Daar sy. Weet jy, nou maak dit vir my moeilik. Skus tog, ek moet net die puzzeltjie opsit, anders te stop hy die live. Dankie. Daar sy. Ek neem aan hulle doen dit so om seker te maak die ouens is nog besig met 'n live. Goed, so hy sê, maar sy einde sal met 'n oorstroming wees. En tot die einde toe, skus tog, die pitbull is baie beskermend. Maxie, oor my, maar sommer net ek en sy, né? So sy pas my op, daar waar ek is, daar sy. Goed, kom ons kom weer terug. So hy praat hier van, hy sê, die einde van hierdie fisiese stad sal met 'n oorstroming wees. Hy sê tot op daai stadium dat hy oorstroom word, sal dit vasbeslote verwoestings wees.
So, dis verwoesting op verwoesting op verwoesting op verwoesting. Hulle bou hom op, hulle vat hom, hulle maak hom mooi, hulle bou hom op, iewers kom daar 'n verwoester, nog 'n nasie, nog 'n koning, wie dit ook al is, hulle verwoes hom. Hulle bou hom op, wie dit ook al is wat daar oorneem, hulle bou hom op, weer is daar 'n verwoesting. Dis waarvan hy praat hierso. En dan gaan hy verder, hierdie laaste vers 27, en op die vleuel van gruwels sal daar 'n verwoester wees, en wel tot aan die einde. So hy sê, weer eens bevestig hy sê, daar kom 'n verwoesting. En daar sal 'n verwoesting wees tot aan die einde van die fisiese Jerusalemstad se bestaan. En wat vasbesluit is, wat is vasbesluit? Wat is vasbesluit? Sy einde sal met 'n oorstroming wees, en dit sal oorlog wees, vasbeslote verwoestings. Dis vasbesluit. Hy sê, wat vasbesluit is, sal oor wat woes is uitgestort word. So hy sê, hierdie verwoesting sal plaasvind tot op die einde, en dan sal hier 'n finale verwoesting plaasvind. Nadat alles verwoes is, sal daar nog 'n verwoesting oor dit plaasvind, en dan praat hy van, sal daar 'n oorstroming wees, wat dan die idee skep, dat hierdie Jerusalemstad ophou bestaan. En dit is 'n baie belangrike ding wat jy moet verstaan. As die profete praat van Jerusalem, praat hulle nie van die fisiese stad nie. Hulle praat van die volk. En watter volk het in Jerusalem gewoon? Juda en Benjamin. Wanneer die Bybel praat van Samaria in die profete, dan praat hy van die 10 stamme. Want die 10 stamme ryk se hoofstad was Samaria. Wanneer die Bybel praat van Efraim in die profete, dan praat hy van die 10 stamme ryk. As die Bybel praat van Juda, dan praat hy van Juda en Benjamin, die 2 stamme ryk. En hy praat van hulle as 'n groep mense. Jerusalem in die profete is nie 'n plek nie. Dis 'n volk. Want hier het hy vir jou mooi verduidelik wat met die stad gaan gebeur. Dat daar iets anders met die volk gaan gebeur. Daar's 'n herstel van die heiligdom, daar's 'n herstel van Israel wat gaan plaasvind. Dit stry ek nie mee nie. Ons kan redeneer oor wie dit is. Dis 'n heeltemal 'n gesprek vir 'n ander keer. Maar as ons hierna kyk, dan gaan niks goeds gebeur in die Joodse staat nie. Inteendeel, dit sal totaal verwoes word. En nou is die vraag, is daar ander plekke wat hiervan praat? En ek het nou nie alles bymekaar gesit nie, so ek gaan nou werk op my Bible app. En dan wil ek vir julle wys, wat Petrus sê. 1 Petrus 5 vers 13. Hy eindig sy brief so: Die mede-uitverkorene in Babylon en Markus my seun groet julle. So waar skryf Petrus? Uit Rome uit? Ek sê vir julle, Petrus skryf uit Jerusalem uit. En hy noem Jerusalem Babylon. En selfs, as ons gaan kyk na kom ons gaan kyk na Openbaring. En ons gaan kyk na Openbaring 11. Wat word gesê van daai fisiese stad? Nou in Openbaring 11 vers 11 praat hy oor die 2 getuies, en ons kan redeneer oor wie en wat dit is. Dis heeltemal 'n gesprek vir 'n ander keer. Ek wil net weet, waar sien ons hierdie 2 getuies? Die Bybel sê, die bewoners van die aarde sal bly en verheug wees oor hulle en sal vir mekaar geskenke stuur, omdat die 2 profete die bewoners van die aarde gepynig het, en na 3,5 dag het 'n gees van die lewe uit God in hulle ingegaan, en hulle het op hulle voete gestaan, en 'n groot vrees het geval op die wat hulle aanskou. Maar die vraag is, waar sterf hierdie 2 profete? Of dit nou fisies is en of dit simbolies is. Kom ons lees, vers 8. En hulle lyke sal lê op die straat van die groot stad, wat geestelik genoem word Sodom en Egipte, waar ook ons Here gekruisig is. So hy sê, hierdie 2 getuies,
Maar as ek my skrif reg lees, is dit nie mense nie. Hierdie twee getuies het niks te doen met mense nie, niks te doen met Henog en Elia nie. Die twee getuies is die wet en die profete. Dis my persoonlike opinie. Want as ek in Openbaring 11 lees, dan lees ons van 'n tydperk van 1260 dae lank, wat die twee profete profeteer. En 'n profetiese dag is 'n jaar in die Bybel. So as die Bybel praat van 1260 dae in sy profesie, dan is dit 1260 jaar. As hy praat van 42 maande, is dit 42 maande. Nêrens in die Bybel sê hy, wel 'n maand is eintlik gelykstaande aan dit nie. Maar in jou skrif gaan jy lees, dat 'n jaar is gelykstaande aan 'n dag. Hy sê dit. So jy moet daai koppeling kan maak. Maar so nou hier sê hy sê, en hulle lyke sal hê op die groot stad, daar in die groot stad. Hierdie groot stad, hy noem nie eers sy naam nie. Hy gee 'n simboliese naam vir hom. Hy sê vir hom, dis Sodom in Egipte. Daai stad noem ons Sodom in Egipte. So hy weier om hom Jerusalem te noem. Want Jesus is in Jerusalem gekruisig. Waar anders is hy gekruisig? Hy is nie in Rome gekruisig nie. Hy is in Jerusalem gekruisig. En hierdie Johannes profeet, wat hierdie dinge gesien het, weier om die naam te noem. Die beste wat hy na vore kan kom is, ons noem hom Sodom en Egipte, waar ook ons Here gekruisig is. Nou, hoekom noem hy hom Sodom? Wel, Sodom het te doen met Sodom en Gomorra. Dit het te doen met, almal weet van Sodom en Gomorra. Tot vandag toe weet almal van Sodom en Gomorra, as jy net 'n bietjie weet. Selfs die woord Sodom is in die woord sodomiet vasgemaak, wat beteken homoseksuele aktiwiteite. En dit het alles te doen met immoraliteit en seksuele losbandigheid en hoereerdery. En Egipte, as hy sê, hy noem hom geestelik Egipte, menende, hy is, sy simbool van hom, wat is Egipte? As die Bybel praat van Egipte, dan praat hy, as ek vir jou vandag sê, Suid-Afrika het 'n Egipte geword. Nou wat het in Egipte gebeur? Israel was in slawerny. So as ek vir jou vandag sê, Suid-Afrika het 'n Egipte geword. Geestelik het dit 'n Egipte geword. Dan sê ons is in slawerny in hierdie land. Wat waar is. Interessant, ons sal baie keer praat, dan sê ons, daar kom 'n Egiptiese nag oor die wêreld. Menende 'n nag van weeklaag en groot hartseer en baie drama. Dis simboliek, dis figuurlik. So, hy praat van Jerusalem. En dan gaan hy verder, en dan praat hy verder van hierdie Jerusalem stad. En onthou, hy het hom nou geïdentifiseer, hy sê dis Babylon. Hy sê vir jou, Babylon is Jerusalem. Watter ander groot stad is daar? So, dan gaan hy verder, en sê, en een sterk engel, dis hier in Openbaring 18 vers 21, en een sterk engel, het 'n klip opgetel soos 'n groot meulsteen, en dit in die see gegooi, en gesê, so met 'n vaart, sal Babylon die groot stad neergegooi word, en nooit meer gevind word nie. Dan gaan hy aan, en sê, en die lig van die lamp sal nooit meer in jou skyn nie. So, die lig van die lamp sal nooit meer daar skyn nie. Wie is die lamp? Jesus Christus. En die stem van die bruidegom en die bruid sal nooit meer in jou gehoor word nie. Nou, waar was die bruidegom? Was hy in Rome? Was hy in Londen? Was hy in Ierland? Was hy in Frankryk? Nee, die bruidegom was in die Joodse staat. Daar waar ons Palestina het, wat vandag die Joodse staat is. Dit is waar die bruidegom was. Sy stem was gehoor op die strate van Jerusalem en in Galilea en omstreke was sy stem gehoor. Nou sê hy, die stem van die bruidegom sal nooit weer daar gehoor word nie. Nou hoe is dit dan nou moontlik? Wel, hy sink weg onder die see. Hy word soos 'n meulsteen in die see gewerp. En die bruid, die stem van die bruid, wie was die bruid?
Die bruid is Israel. Dit sal nooit meer daar gehoor word nie. So, as jy kyk na hierdie hele storie, het ons nie te doen met 'n derde tempel nie. Ons het te doen met 'n totale verwoesting van Jerusalem wat op pad is. Ons het nie te doen met 'n anti-kris wat gaan sit in 'n derde tempel nie. Dit staan nêrens in jou Bybel nie. Dis 'n opgemaakte klomp twak, Jesuïte twak, waarvan die meeste predikante, pastore, predikers, herders, jy kan hulle by hulle name noem. Nou, hierdie twak aan ons verkondig. En baie mense is so opgewonde, en dis 'n hartseer saak, die mense is opgewonde oor hierdie dinge wat gebeur, want sê hulle, wel as hierdie moeilikheid van die Gog en die Magog oorlog nou teen die Jode gebeur, wel dan is ons in die laaste tye, Jesus se koms is naby, die wegraping is naby, as ouens wat sê, maar die wegraping is naby, so dit is nou, daar gaan nou, iewers moet daar nou 'n vrede kom in die Midde-Ooste, tussen Iran en die VSA en Brittanje en die Jode, hulle gaan nou daar sit en 'n vredesooreenkoms maak, en man, dan gaan hulle die derde tempel aan die gang kry, en dan gaan die anti-kris daar sit, en na 3,5 jaar, as daai moeilikheid op begin daarbo, met die anti-kris, wel teen daai tyd gaan God ons wegraap. Ons gaan nie daai moeilikheid hê nie. Daai mense, ons is absoluut mislei. Kom ons praat 'n bietjie oor die situasie daar. Die Iraneese het 'n feitelike onuitputlike bron van missiele. Die Joodse staat het 'n sogenaamde Iron Dome, hy het 'n David Sling, hy het die THAAD missile system. Daar's 'n klomp missielstelsels wat hulle sogenaamd oor Jerusalem, Tel Aviv in daai area gespan het, om hierdie missiele in enige aanvalle, veral missiele, vanaf Hamas, of vanuit plek soos Iran, of waar ook al, om dit te sidestep. En wanneer so 'n missiel inkom, dan skiet hulle 'n interceptor missiel af. Nou wat is 'n interceptor missiel? Dit is iets wat, hy skiet hom, en hy ontplof baie naby aan daai missiel wat inkom, en daai stukke tref daai missiel wat inkom, en dit gooi hom van koers af, en dit laat hom ontplof in die lug, in die tipe van ding. Maar daai interceptor missiele is miljoene rande, mense, soos in miljoene. Ek sal vir jou sê millions of dollars. Ek praat nie eens van rande nie. Vergeet van die Suid-Afrikaanse rand. En hulle is besig om baie min te raak. So jy het hierdie voorraad, en dis feitelik klaar. Terwyl die missielstelsel, die missiele wat die Iraneese afvuur, hulle kan bly afvuur. En hulle het 'n manier gekry om die Iron Dome en die David Sling en die THAAD missielstelsels heeltemal te sidestep, deurdat hulle hom saturate. Wat hulle doen is, hulle skiet soveel af op hierdie Joodse staat se Iron Dome. Hulle kom in met die drones en klein missieltjies en groot missieltjies, en dan kan daai missielstelsel se brein dit nie hanteer nie. So hy weet nie waar moet hy nou skiet nie. Want jy moet nou baie versigtig skiet, dat jy nie al jou interceptor missiele wegskiet nie. Want dan het jy niks oor nie. Maar hoe gaan jy dan keer? En hierdie hele storie van die Iron Dome is so opgebou deur Netanyahu en baie ander Joodse prime ministers, as dis die manier om al hulle moeilikheid, hulle kan maak wat hulle wil, die Jode kan maak wat hulle wil, niemand gaan hom kritiseer nie, niemand gaan hulle aanvat nie, niemand gaan sê hulle doen verkeerd nie, as jy praat teen hulle, is jy antisemities, jy is 'n antisemite, en eintlik moet jy toegesluit word, en jy moet gedeport word. Kyk, Trump is in die sak van die Jode, dat hom so aan die eiers beet. Met die gevolg is, jy mag glad nie praat teen die Jode nie, in die Joodse staat se misdade nie, mag nie daarteen praat nie. Jode kan maak wat hulle wil. So nou die vraag is, ons is op pad na 'n situasie waar hierdie interceptor missiele besig is om klaar te raak, en dit kos baie geld om hulle te vervang, en hulle kry hulle by die VSA, en daai ouens se voorraad is baie laag, want hulle het ook baie missiele en allerhande goed al gestuur vir Oekraïne. So die voorrade wat daar is uitgeput.
En is nie noodwendig weer vervang nie, het vat tyd en geld om hierdie goed te vervang. So wat gebeur nou in plekke soos Tel Aviv en Jerusalem en Ben Gurion en Haifa, wat gebeur daar? Wel, die missiele kom steeds in en hulle tref hulle teikens, en hulle tref hulle teikens 100%. So, hulle stuur 20 af, en van daai 20 wat inkom, al tref net een sy teiken, is dit een te veel. Maar dis baie meer. So ons weet hulle die Haifa hawe het hulle getref, ons weet hulle die Ben Gurion lughawe getref, die Tel Aviv lughawe getref. Ons weet dat die Joodse staat se ekwivalent van die Pentagon, hulle het ook 'n Pentagon, 'n weermag hoofkwartier, hy het opgegaan in vlamme. Die I-200 unit, wat hulle electronic warfare unit is, waarmee hulle hacking doen en whatever, hy is getref. Toe gaan verskuif hulle, as ek het nie mis het, ek praat onder korreksie, maar ek het dit so op die nuus gesien, toe verskuif hulle daai weermag hoofkwartier onder 'n hospitaal in. Nou, toe slaan die Iranese die hospitaal, toe is die Jode baie ongelukkig, toe sê dit is oorlogsmisdade, terwyl die Jode, al wat 'n hospitaal is in Gaza, plat geskiet het. Toe was dit nie oorlogsmisdade nie. Nou ja, so, ek het geluister na wat Scott Ritter sê, en die Scott Ritter sê, dat op hierdie stadium, as ons kyk na die situasie, is die Joodse staat baie sleg af. Maar die skade is meer as, hy praat van 'n half a trillion dollars of damage. Nou ek weet nie eers hoeveel nulle is dit nie, maar dis baie geld. So dis geweldig baie skade, naas die feit dat baie Jode dubbele paspoorte het, hy het nie maar 2 paspoorte, hy het 3 en 4 paspoorte. So hulle vlug almal uit die land uit. In so mate, dat die Joodse staat hulle grense gesluit het en gesê, niemand mag nou uit nie. Jy bly nou net hier. Maak nie saak wie jy is nie. Jy moet maar daar in die bomskuiling gaan staan, as jy gelukkig is en daar's 'n plekkie vir jou. Terwyl die missiele inkom. Hierdie hele move, wat die VSA gesamentlik met die Joodse staat teen die Iranese gemaak het, was die grootste fout denkbaar. Dit is 'n massiewe militêre fout. En Trump het hom uitgewys as 'n totale sot. Hy's 'n sot. Miskien is dit omdat hy nie in die weermag was. Hy lyk vir my die seun was nie in die weermag nie. So hy's nou al 'n ou baas, en hy was nooit in die weermag nie, so ek weet nie wie hom adviseer nie. Maar op hierdie stadium van die geveg, lyk die dinge vir Iranese baie goed. In so 'n mate dat Putin gesê het, hulle is bereid om Iran te voorsien met nog missiele en kernplofkoppe, sodat die situasie drasties vererger. En 'n ou moet gaan mooi vir jouself afvraag, wat was die doelwit van hierdie ding? Wat was die doelwit? Mag Iran nou nie kernwapens sê nie? Hoekom mag Iran nie kernwapens sê nie? Die Jode het meer as 200 kernbomme of kernmissiele. Hulle het nog nooit toegelaat dat hierdie atoomenergie organisasie van die wêreld hierdie kernplofkoppe of wat ook al ondersoek nie. Kyk, daar's 'n wet in die wêreld. Naamlik, as jy hierdie kernplofkoppe het, dan moet jy toelaat dat hulle dit ondersoek. Hulle kom kyk of dit veilig is. En hulle sit verslae in. Die Jode het tot op hede gesê, nie, hulle het nie ene nie, wat 'n leuen is. Almal weet hulle het ene. Hy het nie net een, hulle het verskeie. En hulle het dit nog nooit laat ondersoek nie. So ons weet nie hoeveel is daar nie, ons weet daar's baie. Nou, as die Jode mag hê, hoekom mag die Iranese hê nie? Wel, die Iranese het die Jode gedreig. Ja, ek kan verstaan, want die Jode maak die ouens in Gaza dood op groot skaal. Hulle maak hulle vrouens en kinders op groot skaal dood. Dis aanhoudende ontploffings. Van Gaza, wat 'n groot stad was, is niks oor nie. Niks oor nie. Daar kan eintlik nie mense meer daar leef nie. En die mense wat daar is, mag nie uit nie, en niemand mag in nie, en hulle wat daar is, word op hierdie stadium verhonger. Hulle is afhanklik van of die Jode dalk 'n trok deurlaat vir kos. En wat gebeur as die mense in die rye staan vir die kos, dan skiet die IDF, die Joodse weermag op hulle.
onder andere met kanonne, met tanks. So, nou vra mense die vraag, waarmee is die Jode besig? Want in die spoed wat hulle aangaan, sal daar van die Joodse staat niks oorbly nie. Hulle die Iranese so kwaad gemaak, dat die Iranese nie wil verder onderhandel nie, en hulle is reg. Hulle het reg om te weier om te onderhandel. Want jy kan die VSA nie vertrou nie. Terwyl die VSA besig was om met Iran te onderhandel, het hulle toestemming gegee vir hierdie aanval deur die Joodse staat op Iran. En dit is 'n oorlogsmisdaad. Ek weet nie of jy weet nie, dit is 'n oorlogsmisdaad wat die VSA daar begaan het. Jy kan nie met 'n ou vrede onderhandel en onderhandelings hê en dan op een oomblik dan maak jy sy topstruktuur dood nie, of jy haal sy hele onderhandelingsspan uit nie. Want die Iranese was op die punt om te teken vir, hulle sal hulle uranium cap op 'n sekere hoeveelheid en sovoorts en so meer. En toe die Jode daarvan hoor, wel, dit was die ideale geleentheid. So saam met Trump, om hulle toe nou daai mense wat die onderhandelingsspan is, haal 'n klomp van die topstruktuur van die Iranese uit. Dit was die Vrydag. Die Iranese en die VSA sou nog die Sondag om die tafel sit en verder onderhandel. So wat het Trump gedoen? Hy het bedrog gepleeg. Hy's 'n bedrieër, 'n deceiver, 'n leienaar, man, in 'n totale sot. Iemand moet vir hom verduidelik wat 'n sot is hy. Mense is vir hom so kwaad, want mense het beter van hom verwag. Naas die feit dat hy sy eie volk beloof het, hy het sy eie mense beloof, hy gaan vrede hê, hy gaan nie nog 'n oorlog begin nie. Want al die oorloë gaan oor die Joodse staat. Al die oorloë wat die VSA beklei het in die Midde-Ooste het alles te doen met die Joodse staat. Dit gaan nie oor die Amerikaners nie, dit gaan nie oor beter olie nie, dit gaan nie oor goedkoper olie nie, dit gaan oor die Joodse staat. En elke keer was daar bedrog wat plaasgevind het deur die Joodse staat, soos weapons of mass destruction is daar in Irak. Saddam Hussein moet uit die weg geruim word, want dan sal die Midde-Ooste beter wees. Daar was nooit weapons of mass destruction nie. Oor 'n miljoen Irakese vrouens en kinders en ou mense is vermoor deur die VSA. En die Bybel praat van die ding, en ek sal daaroor ook nog op 'n stadium 'n lesing maak, oor die toekoms van die VSA, want kyk, hulle is besig met hulle laaste groot oorlog, soos wat die Jode besig is met hulle laaste groot oorlog. Dit sal uitloop op die verwoesting van die VSA en die Joodse staat. Jy hoef my nie te glo nie. Kyk maar hoe loop die dinge. Maar jy kan nie so oorlog maak en sulke dinge doen, en jy is aan geen wet gebonde nie. Jy glo nie in Jesus Christus nie, jy glo nie in 'n goddelike wet nie, jy's maklik om te skree vir human rights en moenie ons hospitale bom nie, maar jy doen dieselfde aan ander mense. Dit werk so. Doen aan ander wat jy aan jouself gedoen wil hê. Dis mos nou nie 'n moeilike begrip nie, man. So, as ons kyk na al die inligting wat ek nou vir julle hier neergesit het, dink julle ooit, Iran, kom ons sê net Iran, ons praat nie van Irak nie, ons praat nie van Libanon nie, ons praat nie van Hamas nie, ons praat nie van Gaza nie, dink julle regtig dat dit ooit toegelaat sal word, dat die Jode Al-Aqsa moskee bom, of hom platstoot met stootskrapers, en 'n sogenaamde blinknuwe derde tempel daar oprig. Dink jy regtig so? Want ek sê vir jou, die kanse daarvoor is min of meer -1, is laer as 0. Dit gaan nie gebeur nie. So, miskien is ek verkeerd, maar ek kan nou vir jou sê, daar gaan geen anti-Christus sit in 'n derde tempel nie, daar is nie 'n 7 jaar tydperk in Openbaring nie, daar is wel 'n 42 maande tydperk in Openbaring, daar is die feit dat ons weet, daar is nie 'n wegraping in Openbaring nie, ek het daai lesing met julle al gedoen. Ons kerke mislei ons, omdat hulle 'n aantal waarhede van ons weghou,
Nou, daaroor het ek ook al gepraat. Maar wat vir my baie belangrik is mense moenie nou hulle hoop daarop koester, dat daar nou vreeslike veranderinge gaan plaasvind daar in die Midde-Ooste nie. Want dit gaan nie, hierdie situasie gaan eskaleer. Die sogenaamde aanvalle wat die FSA gedoen het op die 3 kernkraginstallasies. Kan jy glo hulle bom kernkraginstallasies? Dit is dieselfde ekwivalent as wat die FSA kom en hy bom Koeberg. Wat sal gebeur as hulle Koeberg bom? Wel, ons sal 'n radioaktiewe lek hê, ons sal lyk soos Fukushima, en Fukushima is nou 15 jaar later, bietjie minder as 15 jaar later, en Fukushima tot vandag toe, lek steeds radioaktiewe materiaal in die see in die area is eintlik onveilig om in te bly. Lyk soos Chernobyl. Wat het die FSA gaan doen? Hy het 'n oorlogsmisdaad gepleeg. Selfs as die Jode is 'n oorlogsmisdaad. Jy kan nie kernkraginstallasies gaan bom nie. Jy mag nie dit doen nie. Vir watter rede wil jy nou dit doen? En, nou kom die inligting uit. Die Iran en die centrifuges is lankal verwyder. En die skade wat aan hierdie ondergrondse installasies aangerig is minimaal. So, wie is die sot hier? Trump. En sy maatjie Netanyahu. Hy is die ander sot. Die Joodse staat se ekonomie is op die rand van ineenstorting. Hulle praat van 'n paar 100,000 Jode wat die laaste meer as 18 maande uitgevlug het en hulle wil nie terugkom nie. Mense kan hulle ook nie kwaadlik neem nie, né? Ek meen hulle het 'n mal regering. Dis 'n psigopaat wat hulle regeer. So mense kan nie, ek meen dis logies. Wie wil bly in 'n land waar daar oorlog is, 'n aanhoudende oorlog? En dan word jy konstant opgeroep. Wie wil daar bly? So, vanuit die Joodse staat in die Midde-Ooste is dit net oorlog. Maar nou onthou ek, dit staan in Daniël 9. My heerlikheid, dit staan daar. Dit sal oorlog wees, vasbeslote verwoestings tot op die einde. Die Jode is nou van plan om Damaskus in te vat. Eintlik wil hulle Damaskus inpalm. Nou ja, ek glo hulle gaan dit regkry. Met die hulp van die FSA en die Britte. Nou as die feit dat ons op 'n stadium 'n aanslag gaan sien op die Suezkanaal en die Sinaï woestyn. Wat hier gaan gebeur, weet ek nie. Ek kan nie vir jou sê nie. Al wat eintlik vir die Jode oorbly op hierdie stadium is om 'n kernbom te gaan gooi op Iran. Dis min of meer wat vir hulle oorbly. En dan moet jy verstaan, dan is daar geen grense meer oor in die wêreld nie. Menende, as die Jode een kan bom, wel dan kan Putin môre een vir 'n kernmissiel plofkop stuur daar vir Iran, en vir hulle sê, luister, is nou kans. Jy het nou 'n geleentheid, help ons 'n bietjie hierso, want ons sukkel met die Joodse staat. Reg. Of aangesien julle nou bom sommer Washington. As jy eers begin met kernwapens, is daar nie weer 'n stop nie. Dan is ons in die derde wêreldoorlog met al die verskriklike verwoestings wat daarmee plaasvind. So, die vraag is, wat gaan hulle doen? Sal maar sien. Op hierdie stadium, as hulle die straat van Hormuz sluit, die Iranese wel, dan gaan jy loopwerk toe. Petrol gaan baie duur raak, en baie skaars raak. So oppas daarvoor. Nou is die feit dat ons kragonderbreking sal hê, rolling blackouts, soos wat jy nie kan dink nie. Jy sal gelukkig wees as jy krag het tussen 12 en 2, 3 keer 'n week, in die nag. So luister mooi wat vir Deborah vir jou sê. Jou predikant, jou pastoor, en al hierdie ander klomp sotte, wat praat oor 'n derde tempel, is besig om vir jou te lieg. Jy is op pad na 'n derde wêreldoorlog toe. Ja, daai, en dit is 'n ding wat kom. So, ja, dit is my take on it. Die ander ding wat vir my belangrik is, en ek het geluister na wat Putin sê daaroor, hierdie Trump en Netanyahu, wat dreig om die geloofsleier, daai Khomeini, El Khomeini, ek kan nou nie sy naam uitspreek nie, van Iran uit te haal. Dis 'n oorlogsmisdaad. Kan nie dit doen nie. Dit is oortreding van internasionale wetgewing. Laat ek vir jou sê, daar is soveel mense wat kwaad is vir Trump in Amerika, hulle wil hom begin impeach. Hulle wil hom uit posisie uithaal. Want sê hulle, hy maak soos hy wil en daar's niks wat hom keer nie. Nou ek is geneig om met hulle saam te stem. Want hy hou nie by reëls en regulasies nie. Wat is die nut
van internasionale wetgewing. Wetgewing teen genocide, wetgewing teen kernbomme, as ons dit nie gehoorsaam nie. Was hy nut? Dan kan Putin ook maak wat hy wil. Maar Putin het gesê, toe hulle vir hom vra, wat sal Rusland se reaksie wees, as die Jode nou, daai topstruktuur, daai geloofsleier van die Iranese uithaal, toe sê Putin, ek wil nie eers daaraan dink nie. Dit was sy woorde. Ek wil nie eers daaraan dink nie. Toe sê daai man vir hom, maar dit is die dreigemente. Toe sê, I don't want to talk about this. Ek wil nie eers hieroor praat nie. So, wat sê dit vir jou? Nou ek sê vir jou, die plan is om die Chinese en die Russe in te trek by hierdie oorlog. Die Chinese kry 60% van hulle olie daar van Iran af, so hulle is glad nie gelukkig met die situasie nie. Hierdie oorlog is eintlik nogal onder andere om om die Chinese by te kom. So die Chinese is nie gelukkig nie. Die Chinese het 2 of 3 vliegtuie deurgestuur met vragte vol wapens. Ons is op pad na 'n derde wêreldoorlog. Dan wil daar een of ander shot vir jou verduidelik, maar moenie worry nie, dan gaan nog weer 'n vrede kom in die Midde-Ooste. Daar was nog nooit vrede in die Midde-Ooste nie, sedert 1948. So wat daar is daar tye waar daar wapenstilstand is. Daar was nog nooit 'n vrede nie. Daar gaan nog nooit vrede wees nie. Die skrif sê vasbeslote verwoestings, ek glo hom. So ja, dit is my take on it. Die hele idee dat iemand nou die Al-Aqsa moskee gaan platstoot, en dan gaan hulle net daar, dit is 'n klomp nonsens. En die hele idee dat ons nou 'n valse priesterdom daar gaan oprig met offerhandes, is alles om Jesus Christus van die tafel af te vee. Dis die plan. Hulle wil Jesus Christus van die tafel afvee, die Melchisedek orde, Jesus is ons offer, hy is ons priester, daai ding moet ophou bestaan in die Jode se kop. Dit gaan hier oor die oprigting van 'n valse priesterorde, net soos wat die Katolieke valse priesterorde opgerig het. Dis presies dieselfde. En as jy dit ondersteun, dan beteken dit jy ken nie jou Bybel nie en jy is besig om Jesus Christus te verraai. Jy verloon die seun. Gaan dink 'n bietjie mooi. So, laat ek vir jou sê, Jesus het gesê, hier sal nie een klip op 'n ander oorbly nie. En as jy weet, en ek gaan net met dit afsluit, en dit is dalk 'n bietjie kontroversieel, maar Obadja 1 gaan oor die Jode. Want die Jode is nie Israel van die Bybel nie. En hy praat hier oor hulle, hy praat van hulle, hy sê, jy kan hierdie hele ene doen, hy praat van die verwoesting van Esau. En hy praat van, ek wil nou net kyk of hy hierso staan, hy sê, julle sê, ons sal weer die pynhope opbou. God sê, bou julle maar dit op, ek gaan dit weer afbreek. Daar sal niks van dit oorbly nie. So, ek wil net kyk wat hy sê, en of hy dit hierso sê. Ja, hy sê dit nie hierso nie. Ek moet bietjie met julle hierdie een, ek wil nou net gou kyk of ek nie daai vers kyk nie. Waar hy dit so mooi sê. Want die Jode daai area gesê, hier sit Malagi 1 vers 4, as Edom sê, ons is wel verwoes, maar ons sal die pynhope weer opbou, dan sê die Here van die leerskare dit, laat hulle bou, ek breek dit tog af, en die mense sal hulle noem grondgebied van goddeloosheid, en die volk waarop die Here vertorend is tot in ewigheid. Wat gaan gebeur met daai Babylon stad? Wat gaan gebeur met hom? Wat gaan gebeur met die Joodse staat? Wat? Nou, wat staan daar in Openbaring 17? Nou, om by daai punt te kom, moet jy weet, moet daar baie drama wees. Hy sê hierso, hy sê, en die 10 horings wat jy gesien het, is nou 10 konings, en wat gaan hulle doen? Hulle gaan, en die 10 horings wat jy op die dier gesien het, hulle sal die hoer haat, en haar verlate maak, en naak en haar vlees eet en haar met vuur verbrand. So daar sê hy dit. Nou as jy dink Babylon is die Amerikaanse regering in die Amerikaanse land, dan maak jy 'n fout. Maar omdat Amerika en Brittanje die Jode se groot bondgenote is, sal ons in hierdie tyd sien dat
Amerika 'n totale verwoesting hê, en dat Brittanje, 'n groot deel van hom sink na die feit dat daar 'n paar kernmissiele gaan val. Na die feit dat daar 'n paar kernmissiele in die VSA gaan val. Want ons het die opkoms van hierdie nuwe Global South, die BRICS-alliansie, hier's 'n opkoms van 'n nuwe stelsel wat inkom, en hulle alliansie is met die islamitiese nasie, met die Gog en die Magog. En ons kan nie met hulle getalle op enige wyse kompeteer nie. Ons kan nie. En hulle is in Europa, en ons het al 'n bietjie hieroor gepraat, dis die Jode se skuld dat hulle in Europa is. Hierdie klomp Islamiete, al hierdie vlugtelinge word gekanaliseer in Europa. As hulle Iran kan destabiliseer, dan kan hulle 90 miljoen mense iewers reg oor die wêreld versprei en van hulle vlugtelinge maak. Al maak hulle net 2 miljoen van hulle vlugtelinge, of 3 miljoen van hulle vlugtelinge, en die res sterf van die honger. Daai sal in Europese nasies, blanke nasies ingaan, en die plekke destabiliseer. Daar is nie nou 'n verligting wat kom nie. Daar's nie nou 'n wegraping nie, en daar's nie nou 'n wederkoms nie. Daar's nie 'n 7 jaar in Openbaring nie, daar's nie 'n 3de tempel in Openbaring nie. So ek dink 'n mens moet net van hierdie goed begin verstaan. Dan gaan ons ophou luister aan ouens wat vir jou verduidelik, maar Iran kan nie 'n kernbom hê nie. As die Jode een kan hê, dan kan Iran ook hê. Iran het 'n voorstel gemaak, hy het gesê, kom ons laat almal in die Midde-Ooste teken 'n verdrag wat sê, niemand het kernbomme hier nie. Nou ja, dit wou die VSA nie toelaat nie, want wat maak hulle met die Jode se 200 of 400 kernbomme? Dink julle die Jode gaan hulle kernbomme opgee? Nee, hulle maak aan oorloop. Dan moet Iran ook maar 'n kernbom hê. Want ek dink in so 'n geval sal die Jode 2 keer dink voordat hulle aanval. Want as daar 1 kernbom val in die Joodse staat, is daar nie veel van die Joodse staat oor nie. Netanyahu met sy aksies sal direk daartoe lei dat die Joodse staat letterlik ophou met bestaan. En ek weet die ouens gaan vir my sê, maar Jerusalem gaan bestaan en God gaan daar regeer. Ja, hy praat nie van die fisiese stad nie, hy praat van die volk. En solank as wat jy nie daai onderskeid kan maak nie, sal jy dwaal oor die Bybel, en jy sal al die twak, wat die predikant en die pastoor jou voer, dit gaan jy eet. En jy sal nie weet wat kom nie, en jy sal nie verstaan wat kom nie, want jy is die leuen geleer. Nou ja, kom ons kyk maar waar dit gaan. Onthou wat Deborah vir julle vandag sê, daar gaan nie meer 'n vrede wees nie. Dit het baie te doen met die Jodese dinge, maar ons sal verder daaroor praat, want die Jode het 'n datum van 2027 vir hulle Messias, wat beteken hulle moet groot verwoesting aanrig en grondgebied vergroot in die Midde-Ooste binne die volgende aantal maande. Enigste manier hoe hulle dit kan doen is met VSA, Brittanje en selfs Frankryk sal op. Daar's nie 'n ander opsie nie. So, gaan dink maar mooi daaroor. Hierdie ding gaan voor jou oë in vervulling, gaan dit wat ek vir jou vandag gesê het. So as jy sien hoe val die missiele daar op Jerusalem en Tel Aviv, moenie skrik nie, dit is voorspel. Die Bybel het dit geprofeteer. Nou ja, ek is Deborah. Ek het nou klaar gepraat en ja, dit raak nou donker hier by my. So ek hoop jy het 'n lekker dag. Gaan dink mooi oor wat ek gesê het. En as ek jy is, prep ek, want kos en petrol en diesel en al hierdie goed gaan verskriklik duur raak. Ons gaan so sukkel met krag, jy gaan sukkel om kos gaar te maak. So gaan dink daaroor hoe jy jou beplanning gaan maak om hierdie dinge te oorleef, want dit is nie meer 100 jaar in die toekoms in nie. Die ding het aan die rol gekom, dit is op ons. Nou ja, ek hoop jy het lekker geluister. Reg, enige vrae ouens? Ek kan nog so 2 of 3 minute vrae antwoord. Ekskuus ouens. Reg. Ja, ek gee so 3 minute, 4 minute, dan stop ek live.